wat sien ons als in dit? Nuus, slegte nuus, goeie nuus, advertensies en al daai. En as ek sommer nou kyk na die eerste ene, dan sê hulle, dis hoekom jy stik. En hulle sê, vuil lig gelyk staan aan pakkies sigarette elke jaar. So, die voorblad is sommer slegte nuus. Ons begin sommer met slegte nuus. Ons sien so baie slegte nuus. En as ons sommer begin, as ons lees in Lukas, dan sê hy, Lukas 21 vers 26 sê, mense sal flou val van vrees en vermoedens oor wat die wêreld gaan tref, van die kragte van die hemel sal geskit word. Ja, mense gaan so bang wees dat hulle flou val. Dis daarom verskriklik. Ek het nog nooit iemand gesien wat flou val, dat hulle so bang is dat hulle flou val nie. Ek het nog nie dit gesien nie. En Lukas 21 vers 28 sê hy, wanneer hierdie dinge gebeur, so wanneer ons die slegte nuus sien, wanneer ons sien wat gebeur, wanneer hierdie dinge gebeur, staan dan op, lig jou kop en weet dat julle bevryding is naby. So, die mense van die wêreld gaan bang wees oor wat gebeur. Hulle gaan alles sien en hulle gaan flou val. Maar ons wat hier sit, ons gaan nie bang wees nie, want ons weet, ons bevryding is naby. En ja, dis so bemoedigend, dat hy sê, moenie kyk, jy gaan dalk sien wat gebeur. Jy gaan dit sien, dis nie dat ons dit nie sien nie, want ons almal kan sien wat gebeur in die koerant. Maar ons moet ons kop lig, ons moet regop staan en weet, dat jou bevryding is naby. En vir ons, ek dink aan die vers wat hy sê, my lewe is Christus en die dood is 'n wins. So, dit is net so bemoedigend. En ons hoef nie te worry oor wat môre gaan gebeur of oormôre gaan gebeur nie. Want ons weet hoe die storie gaan eindig. En ek dink aan 'n series wat ons gekyk het op 'n stadium en my pa het dit ook al genoem. En hy vertel altyd dat dit so vir hom in die nag wakker hou. Nou die storie se naam is Prison Break. En hy se naam is Michael. Michael het tronk toe gegaan, want sy broer is in die tronk en hy het geglo sy broer is onskuldig. En so gaan die storie nou aan en die storie het nou 'n paar series. En elke series is ons nou 'n paar episodes en ek dink daar's 5 series. En in een van die episodes in series 2 is Michael nou vasgevang. Hy het alweer ontsnap uit die tronk uit en hy's nou vasgevang in 'n ou gebou. En dis nou sy einde. Hy gaan nou doodgeskiet word deur hierdie ou wat al lank vir hom soek. En dis nou sy einde. En jy sit op die punt van jou stoel en jy dink, o Jete, nou gaan hy doodgeskiet word. En terwyl ek kyk, is dit soos 'n pause in my gedagtes en ek dink, maar dis nou season 2. Daar's nog 3 oor. Hy kan nie nou al doodgaan nie. Hy kan nie nou al doodgaan nie. Hy gaan definitief oorleef. En dit het so 'n bietjie van die opwinding weggevat, want ek weet hoe die storie gaan eindig. Op die einde van die dag moet hy dit nog maak tot season 5. En hy gaan oorleef in season 5. So, dit is presies hoe ons ook ons lewe moet leef. Ons moet ons lewe leef met die einde in sig. Ons fokus op Jesus en ons weet dat hy vir ons verlossing bring. En ons gaan opstaan, ons gaan ons kop lig en weet ons bevryding is naby. Nou, daarom moet ons, omdat ons weet, moet ons perspektief so hou. En ons as Christene het 'n ander perspektief as ander mense. Ons het 'n positiewe perspektief. En soos ek gesê het, ons weet nie wat môre en oormôre gaan gebeur nie. Maar ons hoef nie bekommerd te wees nie. Wanneer ons besef dat niks van die wêreldse dinge meer saak maak nie, dan sal jy weet dat jy wil
meer tyd met God spandeer. Jy weet, hy is jou enigste hoop. Jy wil meer in Bybel lees, jy wil meer in bid. Jy wil vir mense vertel van hom. Maar baie keer dan leef ons nie ons lewe so nie. Jy leef jou lewe soos van die ander mense wat flou val van vrees. En jy vertel nie vir hulle van die positief van God wat in beheer is nie. En ek dink baie keer dan maak ons soms as jy bly is om iemand te sien. Sê nou maar, jy sien iemand in die winkel en hulle is bly om te sien. En sê jy, hallo, hoe gaan dit met jou? Weet ek het julle aanklaas gesien. Nee, maar wanneer hulle wegstap, dan dink jy, jette. Ek wou nie regtig nou daai persoon gesien het nie. Ek onthou nog wat hulle laas vir my gesê het. En in Matteus 7 vers 21 sê hy, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar net diegene wat die wil doen van my Vader in die hemel. Hy sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam demone uitgedryf en in u naam baie kragtige dade gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat wetteloosheid bedryf. En wat ek gedink het is, dis nie mense wat in die wêreld leef noodwendig nie, dis mense wat in die kerk sit. Dit is mense wat die naam van die Here ken, en dit selfs gebruik om demone uit te dryf, om siekes gesond te maak. En so wil hulle in die koninkryk van die hemel ingaan, maar God gaan vir hulle sê, ek ken jou nie. En dit het vir hulle gegaan, meer oor hulle werke, want hulle het demone uitgedryf, hulle het kragtige dade verrig, en hulle het geprofeteer. Dit het nooit gegaan oor 'n verhouding met God nie. En terwyl ek so gelees het en so, ek lees toe in Openbaring van die kerk van Laodicea. En hy sê in Openbaring, ek ken jou dade, dat jy nog koud is, nog warm. Jy is nie koud of warm nie. En was jy nou maar koud of warm, maar omdat jy lou is, jy is nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. En ek het verder gaan kyk in die Amplified, wat hy sê, I know your deeds, that you are neither cold, invigorating and refreshing, dis hoe hy dit beskryf, and nor hot, healing, therapeutic. I wish that you were cold or hot. So, because you're lukewarm, spiritually useless, dis nogal so 'n verskriklike een. Spiritually useless, and neither hot nor cold. I will vomit you out of my mouth, rejecting you with disgust. En wat my uitgestaan het is, hoe hy cold beskryf is invigorating and refreshing, en die hot, wat hy ook beskryf as healing and therapeutic. So as ons dink daaraan, dan is dit al twee is positiewe woorde, as ons nou so kan sê, wat nogal interessant is, want ons dink altyd cold, okay, jy is koud, jy is koud vir die Here, jy doen nie wat hy wil hê, jy moet doen nie, en warm, wat is, wel, jy doen alles wat hy wil hê, jy het 'n verhouding met hom en so. En ek gaan lees te verder, en ek sien dat, as ons kyk na, in Laodicea, het Jesus praat ons altyd met die mense, sodat hulle sal verstaan. Hy praat oor hulle omgewing, so hulle weet wat gebeur. En
Ek lees dit daarso en hulle sê dat unlike neighboring cities van Laodicea, Laodicea's water had to be piped in via an aqueduct. So hulle het nie hulle eie water gehad in die dorp nie. So hulle moes pype aanlei daarna. Klei pype of hoe ook al hulle dit gedoen het. Moes hulle aanlei. So van die een dorp wat naby hulle was, het hulle warm water gekry. En van die ander dorp het hulle koue water gekry. Kyk, so die water word aangevoer, maar wanneer dit by hulle uitkom, dan is dit lou. So die water wat by hulle uitkom is lou. En the lukewarm metaphor represents a spiritually apathetic, compromising and ineffective church that makes God sick. So hierdie water, wanneer dit van die ander plek afkom en dit kom by hulle uit, dan is dit vol soos oorvol minerale. En dit het die mense siek gemaak en nar gemaak van daardie tyd. So om koud of warm te gewees het, is nie noodwendig sleg om koud te wees of sleg om warm te wees nie. Maar die lukewarm water het hulle siek gemaak. En dis gewoonlik lekker om, sê nou maar op 'n warm dag, om 'n ijskoue water te drink met sulke ysblokkies in. Dis mos lekker. En op 'n koue dag is dit lekker om 'n lekker warm storm te vat. Maar of 'n bad. Ja. Maar hierdie mense het nie koue water of warm water gehad nie. Hulle water was lou. En dit is wat God sê, hierdie lou water, hierdie louheid van die mense maak hom siek. En in Markus 11 vers 12, ek het eers hier in Matteus sê hy dit ook, maar in Markus sê hy toe hulle die volgende dag van Betania vertrek, het Jesus honger geword. En hy het van ver af, het hy gesien, daar is 'n vyeboom. So, hy het gesien daar's 'n vyeboom en hy het gesien daar's nice blare en daai boom lyk nice. Hy dink daar's vrugte aan. En hy het gaan kyk of hy nie miskien iets daaraan sou vind nie. Toe hy by die boom kom, het hy niks gevind nie. Net blare, want dit was nie tyd vir vye nie. Hy sê toe vir die vyeboom, mag niemand tot in die ewigheid ooit weer die vrug van jou af eet nie. Sy disippels het dit ook gehoor. En soos ek dit lees, dink ek, sjoe, dis nogals 'n bietjie onregverdig. Dis nie tyd vir vye nie. Jy kan nie verwag daar moet vye wees as daar nie. As dit nie in seisoen is nie. Dis is ja. En ek dink dat Jesus, hy het van ver af gesien en hy het gesien die boom lyk nice, maar so wil hy ook hê dat ons moet vrugte dra, als dit nie ons seisoen nie. Al gaan dit sleg in jou lewe, moet jy nog steeds vrugte dra. En al gaan dit goed in jou lewe, moet jy nog steeds vrugte dra. Jy kan nie besluit, maar ek gaan nie vandag goed doen vir ander nie. Jy kan nie besluit, maar ek wil nie vandag vir die Here werk nie. Jy moet elke dag dit doen. Al is dit nie jou tyd nie. Al sê ander mense, dis nie nou tyd om die Here te verkondig nie. Dan doen jy dit nog steeds. Al gaan jy deur 'n baie slegte tyd, doen jy dit nog steeds. Want dit is wat Jesus wil hê. En dit het my so geraak dat baie keer dan ons sit hier in die kerk en ons het soms wil jy nie hier wees nie. Jy het 'n negatiewe uitkyk op die lewe. En dit is wat jy moet verander. Al kyk jy sleg na ander mense. Jy moet dit verander. Jy moet dit probeer om vir Christus voluit te hardloop. Jy moet kyk in jou lewe. Wat keer jou om God te dien? Al is dit iets diep in jou hart. Al is dit emosionele goed wat jou skade gedoen het.
Jy moet dit uitwerk, want dit is alles goed wat jou beïnvloed om die Here nie voluit te kan dien nie. En ek het gedink ons met elkeen met ons net dink, wat in jou lewe beïnvloed jou negatief? Dat jy nie God voluit kan dien nie. Want God sê, soos hy gesê het in Openbaring 3 vers 15, was jy maar koud of was jy maar warm? Nou is jy lou, nou gaan hy jou uit sy mond uitspoeg. En as ons elkeen net kan stil raak en dink, wat in jou lewe beïnvloed jou? Waaraan het jy nog werk om te doen? Want ons het elkeen goedjies wat ons moet uitsorteer. Jy kan nie sê jy's perfek, jy het niks om aan te werk nie. Ons moet elkeen aan ons lewe elke dag werk om voluit vir hom te gaan. En as ons net kan stil raak, en bietjie dink oor wat dalk hierdie week gebeur het. Of daar iemand is wat jy moet vergewe, of as dit familie is, en selfs vriende. God kan jou nie heeltemal gebruik as jy nie alles vir hom gee nie. God wil jou so graag skoon maak. En nie net van sondes en daai nie, maar ook van goed wat jy seer gemaak het. Hy wil jou skoon maak. Maar hy kan nie, as jy dit nie vir hom gee nie. En Tannie Sandra het nou die dag vir ons vertel van, ek dink is 'n videoetjie wat sy gekyk het van iemand wat 'n mes vashou. En jy hou die mes vas aan die skerp kant. Die mes se lem, jy hou hom vas. Jy sê, Here, die mes, hy gaan my seer maak. Help my. Maar jy los nie die mes nie. Dit help niks. Want as die Here die mes uithaal terwyl jy hom vashou, dan gaan hy jou sny. So los die mes, sodat hy dit kan vat. En ek wil vir ons 'n gebed lees. En ek dink ons kan elkeen staan terwyl ons dit lees. En jy moet nou in gedagte hou, dit wat jy vir God wil gee. En sê, ek gee dit vir U. Here, ek vertrou my lewe aan U toe. Ek wil verander, Here. Ek wil so graag ontslae raak van al hierdie goed wat my hinder. U woord sê ons is 'n brief wat mense lees. Help my dat ek 'n brief sal wees wat goeie nuus versprei. Help my dat ek nie ander mense sal afkraak nie, dat ek gou sal wees om te vergewe en ook gou sal wees om jammer te sê waar ek iets gedoen het. Ons wil nie lou wees nie. Here, ons wil nie 'n slegte smaak in die mond wees nie. Wanneer U na ons kyk, dan wil ons hê U moet iets goeds sien. Here, ons wil refreshing en nourishing wees.
U het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Help ons om ontslae te raak van al hierdie goedjies wat nie in ons lewe hoort nie. Help ons om alles vir U te gee, sodat mense U in ons kan sien. Want die pad na die verderf is wyd. En Here, help ons dan om die mense te lei. Here, werk deur ons, dat ons hulle sal help ook, om dan die pad na die ewige lewe toe sal vind. Dat ons nie vir hulle 'n struikelblok sal wees, sodat hulle dit nie vind nie.